Gemeenskapsnuus saam met Geselsnet Nuus. Welkom by episode 24. Rian, Maggie, praat my. ek het verlede week gesê dit word warmer, maar ek het nie gesê hoe vinnig dit gaan warmer word nie. Dit is lekker warm al. Hulle sê hierdie naweek gaan nou lekker Jou warm en my warm, is nie dieselfde warm nie. Maar daar's 'n blykbare windwaarskuwing vir Sondag. So julle, ek gaan die weer opsit hierso aan die kant, dat julle die temperature te sien vir die week. Maar ek dink Dit sal ons 1 Augustus in 'n lang tyd wees wat die winde regtig waai. soos gisteraan. Ja, ek dit was dink baie. toe die wind sing, hey, dis die eerste. Kom ons doen so 'n Ons bietjie. waai. Die wind het my letterlik gisteraan Wakker gemaak my ook, ja. Ja, rarig. So is nie net hier by ons nie. Want Maar ek bedoel soos die vorige 2 jare het die wind nie regtig Augustus, eers in September omtrent eintlik, gekom. ja. Verlede jaar was dit eers in September, jy's Ja. reg. Toe die winde. So ek was heel verbaas, so eers so boem. Daar Vrou, was hy. kom ons raak soos die vroue maand en ons waai al deur mekaar. Jy daai setup. Dames, kan julle asseblief net julle naam aan die binnekant van julle pruike vaswerk? Nommer 1. As die wind hom vang, dat ons weet om weer met terug te stuur met 'n WhatsApp nommer. Dis dan sit my break your lashes. Lashes. Ek het so 'n video gekyk, so matter of fact, wat die wind so waai vir die vrou, maar sy het lang lashes. Dan bly die so teen haar oë. Bly die oë klassiek, oop. ja. Dit was baie goed. Ai, geweest. jene, Jy kry shame. van die video's eintlik. Goed van die mense. Ek dink partykeer, waar kom die mense aan al hierdie stront wat my laat lag, want nee. ek kan nie so ver dink nie. Dis soos hempies. Ek weet nie of het jy al vir hempies gesien? As jy nou gaan search op TikTok, the hempies. En die goed, hy het nou volgende week ingehaard oor Ray Dillon. Oh my God. Wat so ergens op sy kommas en goeters en tyd mos hy kom maar hier. Oh my goodness. Okay. So haal hom eintlik uit oor 'n sang. Dis eintlik. Jy geweet Ray Dillon, hè, is fanaties oor leestekens. Hy sien hulle net altyd raak. Dankie dat jy my dag gemaak het daai hempie. Hempies, dit word altyd waardeer. Nou wat gebeur hierdie naweek alles? Wie weet ons begin vanaand al. En maar voordat ons kom by die kunstenaars, dit is die Speed Freaks se Bundu Rally. Bundu Rally. En hulle is daar by Star Raceway. En so as jy nou by Star Raceway aankom en jy sien daar's nou ekstra voetjies en so wat jy moet betaal, dis omdat die Bundu Rally daar in die En dit is gang lekker, want die rally is baie lekker. Kyk, die rally het baie verander oor die jare. Daai tyd se jare was ek, my pa het niks geweet het dat ek moet saam gaan nie, want daar Dis die was rowwe wet manne. t-shirts. Ja, dis Wat baie goed is jy wat my jare is, sal weet waarvan ek praat. ja. Maar vandag sinne is bietjie meer kidsvriend. Ja, ek weet nou nie eintlik kidsvriende, maar kom ons sê meer family friend. Hoe sal ek dit nou maar sê? Weet, ek gaan sê couples friendly. Couples friendly. Maar Saam met dit is ek nou eintlik bietjie hartseer, want Jaco, Ja. Marits, Jaco Marits. het Vrydag aand toe nou 'n ongeluk gehad. Kyk, ek het my dinge afgeskrik om die foto kry. jene. Dion Finchman het, ek het sy vir Adri sê, is dit Dion wat al lê? Dion het my vriendelik Saterdag by die day jog gesê, Maggie, ek kry 'n swart motorbike. Nee, weet jy nie. En toe ek nou hoor is Jaco, dit hy het baie seer gekry, hy het regtig baie seer gekry. Hy's nog onder verdowing sover ek weet. Ja, hulle moes uit Milt ook verwyder het sover ek weet, of iets met die Milt, ek is nie seker nie. Maar Jaco, ons dink regtig aan jou. Jy weet jy het 'n baie spesiale plek by my. En ek weet Rian, ons is nie vele bikers, maar onder andere Special mense. Ja. En weet as jy die ons het 'n video vir hulle gemaak vir Bikes and Bits en vir Johan en hy Jaco. het actually so gepraat oor veiligheid in daai video Ja. en En dit wys so net, dis 'n oogwink. Iemand anders kan 'n fout maak en jou nie raak sien nie en net so, dan is jy ek verstaan daar is nie iemand anders betrokke nie. Daar was stories, spekulasies alweer van 'n bakkie wat weggejaag het en pas op wat jy versprei. Regtig mense, jy verstaan nie wat se skade jy rig nie. Maar ons weet nie. Ons weet nie wat het ons moet gebeur wag nie. by tot Jaco Hulle sê ja. Hy kan vir ons sê wat gebeur het. Sy vrou weet nie eers. Ja, voor nou kon hy 'n pothol getref het. Of ek dink was die middelmannetjie, my eerlike opinie, want dit is daar by KS by daai garage. Maar ons gaan nie weet then nie. again, daar kon dalk iemand
hom skrik gemaak het. Maar ons gaan nie weet tot Wat Jaco kat uitgejaag of something. Ag uitgeswaai. Ja. So maar Jaco, al wat ons wil sê sterk aan, Amaat, jy gaan gemis word by hierdie rally. Ja, Jy was definitief gemis Saterdag by die Digel waar hy motorfiets gewen is. Hy, Ek het nou nie die ou se ja. naam nie, is op my Facebook. Baie Lucky. Oh, nice bike Rudolf dink ek kan Rudolf, nee. Rudolf. Ja, Rudolf. Iets in daai lyn, maar baie geluk Baie ook aan geluk. jou. Ja, dit was 'n dis 'n baie nice lekker bike dag. ride. Ek het lekker gekuier. Ja. Ek was op Hierdie en nou, af. weet, die volgende paar weke, dis nou al verlede week begin, maar ons het weer 'n golfdag. Ons Dis 'n baie golf daar wat kom het jy gesien of wat Ja, gebeur dis waar? baie golfdag. Sure. Nou vandag is die ATKV Honneurs Toerisme Golfdag. Nou teen die tyd dat julle hierdie sien, is daai golfdag al verby. Ja, Maar ons moet nou maar net dis een van daai dinge. Daar is ook hierdie naweek by die Musicon auditorium. Is dit die naweek? Was dit nie gisterand nie? Nee, wag, dis vanaand. Of vanaand? Vanaand die Divas Ja. konsertjie, dan is ou Dirkie Versagie. Dirkie is stage. altyd lekker om te luister. Ja. So, die tyd dat julle hierdie video sien, is hy al besig by die stage. Julle moet daai Hy maak Dit- lekker party. Ja, Virkmeister. Varkmeister. Nou vanaand, ek gaan heel moontlik as dinge regloop, gaan ek vir Kwagga Bees. Hy's by Maryland. Maryland vanaand. Ja, ek wil ook graag gedraai Ek wil baie graag vir Kwagga Bees gaan kyk. Op die 28ste September is Ja. dit die Flamwood? die Flamwood Walk Summer Summer Festival. Ja. Entry is gratis. Bring, ek dink daar gaan stoel wees. Da- Daai bankietjies, maar bring jou eie kampstoel. Jy's regtig meer welkom. Bring jou kampstoel. gemakkelijk, ja. Sit daar lekker, kyk die show. Ek en Rian gaan Wag, voordat ons praat oor ons, daar gaan 7 kunstenaars wees. Ja. Ons mag nie vir julle sê wie Wie al, nou, al die ja. 7 kunstenaars is nie. volgende Vrydag sal ons dit bekend maak. Ons sal volgende Vrydag met julle gesels en vertel ons vir julle alles oor die kunstenaars. Maar ons gaan al wees. Ons gaan gesels met julle die hele tyd. Ons gaan op daai stage wees en Ja. as julle dink ons gesels julle nou mal, wag vir daai dag. Kyk, daai kunstenaars, tussen kunstenaars moet hulle vir ons net so uur break gee. Ja. Dat ons net klaar gesels. Die kunstenaars gaan wag om te sing sodat ons slap praat. Daar's hy. Daar's hy. Maar ons gaan 'n paar goedjies aanbied en ons gaan sê Ja. dit gaan lekker Dit wees. gaan lekker Ek sien wees. uit weet jy. daarna. Ons gaan 'n bietjie met die mense gesels, ons gaan die kunstenaars voorstel, 'n bietjie vir die kunstenaars 'n vraagie of twee stel. Ja, en ons gaan sommer laat die En dan hoor wanneer as hulle ons iets wil. kele droog raak, gaan ons 'n breek vat en toelaat dat die kunstenaars Ons- sing. Dit klink verskriklik. Ja. Ja, ons moet net 'n Maar- bietjie van hulle geldjies dan ook vat want ons Ja. help hulle mos uit dan nou. Nou, ek wil ook net sê, julle moet die Flamwood Walk Shopping Centre se Facebook page Page. dophou, want daar word die kunstenaars bekend gestel. So stelselmatig, ja. Daar is reeds 2 bekend gemaak. Die eerste ene is Dirkie Virkmeister. Hy gaan daar wees. Dan is daar Deronshay. En as jy nog nie vir Deronshay Ja, gekyk het, daai jy nou poppetjie. meisie kan mooi sing. Sy sing baie mooi. En dan is daar vanaand se kunstenaar wat by Maryland optree, is Kwagga Bees. Hy gaan ook daar Hy gaan lekker wees. En dan is daar nog 4 wat julle gaan net moet dophou, want hulle gaan aangekondig word so die volgende paar dae. So ja, Kwagga Bees, ek gaan probeer om daar te wees. Dan is hier 'n hele paar markte weer. Die mense die markte so Wyntuin is ook weer. ja, die mense die markte bo op mekaar gepak, maar wie wat? Jy gaan na die mark toe wat jy wil ondersteun. Daar is die markdag by in Buxton Rylaan, dis die NG Kerk Ja. in Stilfontein. Dan is daar in as jy nou die hier mark wil bywoon, kan jy selfs deur hy Potch toe na die Snowflake mark toe wat hulle weer Ek daar moet het. dit lekker te wees. O ja, môre is ook die Hornets. So gepraat hier van die Hornets se 8th annual 1000 km run. Dit skop af môre by waar begin hulle as ek nou dit reg het. Weet jy Start Pat's Scooter World en dan Ja, eindig dis hulle by Scooter World. Maryland. Departure time 6 am. So die kontakbesonderhede hou maar in hierdie advertensietjie dop, alles is daar. En dan natuurlik Wyntuin Wyntuin. gaan daar wees en natuurlik, jy moet ook onthou as jy Wyntuin toe gaan, skenk 'n bietjie bloed daar. Die bloedbank is elke keer daar. Elke keer. Hulle ondersteun hulle baie mooi. En as jou kind dan nog nie kans gehad het om 'n bietjie
perde hulle die makste perde En daar. mooi. Ja, mooi. En die ouens loop langs die perd, die heel pad met jou kind daarop en so rustig. Jy hoef nie bang te wees dat die kind op die perd laai en daar gaan die perd Ja. nie. Dis hulle Tensy jy wil hê dit moet gebeur en klap die perd op die perd. Daar kind gaan. Maggie. Jou keuse. Ek laat dit vir Maar jou. nou 'n nuwe ding wat hulle gaan inbring is Giant Twister en ander lawn games. Maar ek sou nogal graag wil hierdie Giant Twister wil sien. Is dit nie daai wat sy vir ons verduidelik het dat sy al die ou games wil terug? Ja, maar dis Giant Twister, so ek sou nogal graag wil sien hoe dit werk. Ons moet een van die tyd maar seker weer daar ook uitval en dit raak. Jy het gesien hoe was my Saterdag wat verby is. Ooh, dis 'n mal ding. Maggie moet meer video's post op Geselsnet en ons ook kan sien wat sy alles leer so mooi video's soos Rian te maak en sy praat vergeet sy lyk soos dan San se weeskind het. Sy babbel en gaan aan, maar ek leer. Wel, dan kan jy altyd hier inloer by die dames se color analysis and make-up event môre by Ficasio Guesthouse. Ja, dis Juanita en Belinda wat daar haar netjie gaan doen. Natuurlik môre het ons ook vir 'n bok. Dit môre, ek dink dit is vanaand. Dit is môre. Okay. Ja, is definitief môre. En Christyn, plakkies. Ou plakkies Het jy van plakkies se nuwe liedjie gehoor al? Die wat nie weet wie dit is die kontrak 3 se wenner. Ja, Christyn. Ja. En ja, Bok van Blerk en Christyn. Ek dink hulle stemme, wonder of hulle 'n liedjie gaan saam sing. Ek dink hulle stemme kan nogal mooi saamwerk. Wat interessant vir my omtrent hierdie twee se optrede môre aan dan nou is dit word nie weer binnehuis in die teater gedoen nie. Ja, dis Hulle gaan 'n tent opslaan. Hulle gaan 'n dink ek. tent opslaan en 'n bietjie buite doen. Yes, en daar's 'n after party. So hulle Ja. wil hê na die tyd bly en dans en kuier en wat ook al. Dan is daar weer die Jim Angel Classic. Hy gaan ook groot wees, ja. Dis 'n redelike groot kompetisietjie, so gaan loer 'n bietjie daarin. Eden Garden het natuurlik hulle Eden Market Day ja. ook. So Hulle en Wyntuin loop nogal hand aan hand en hulle het elkeen hulle eie uitstallers wat baie interessant Eie is. gees, ja. Ja. En hulle is glad nie kompetisie vir mekaar nie en jy kan letterlik van die een na die ander een toe gaan. En die lekker ding van Klerksdorp se gemeenskap is dat ons het genoeg mense hierso wat hulle eie goed maak. As jy wil arts and crafts sien, dan kan jy mense van Klerksdorp en omgewing sien. Enigiets van gegraveerde stykborde. Ek het mense gesien wat die ongelooflikste biltongcutters al maak. Houtgoedjies en knitwear. Wat noem jy daai origami? Origami, goeie, nee, origami. Wat dan? Macrame. Ek wou nou sê, wie gaan vou op papier of koop dit nou? Ek het so oom raak glo. Nou ek is een van daai mense, ek hou van baie gespesialiseerde klein vet plantjies en goeie. Ja. Ek as daar iemand is wat so iets, my vrou moet net weghou want ek jy moet Saterdag dan daar by Pick n Pay Ek wil altyd vet plantjies koop. Ek love hulle. Ek het op my stoep 'n hele verskeidenheid vet plantjies. Saterdag was daar 'n stalletjie gewees by Pick n Pay wat jene sy het vet plantjies wat ek nie gesien het nie. Dit was nou nog vir my baie oulik. Ek het by die een oome 'n Shrekore. Hy was so tuin gewees en my Shrekoorboom is al seker so 45 cm. Hy's 'n meneer van 'n boom. En dan ons sal julle net herinner, die mense wat 'n bietjie oefening wil inkry, die mense wat hou van line dancing, elke Dinsdag aand van 7:00 tot 9:00 by Oelies. En ons sal 'n groot groepie het jy gesien. Jy moet die video sien wat Melanie opsit van die line dancing. Dis 'n lekker goed. Ek dreig om te gaan en elke keer op 'n Dinsdag as ek klaar die video kyk en dink ek wou nog gaan. Ja. Ek moet eintlik vir my dalk 'n alarmpie stel vir dit. En julle moet onthou, volgende week is op die 9de. Ja, 9de. Is dit 9de? 9de Vrouedag. Vrouedag. Ja. Maar hierdie hele maand is Vroue Maand. Nee. En die mense wat nou nog nie ons videoetjie gesien het vir Vrouedag, ons eerste 3 dames wat vir ons 'n videoetjie gestuur het, wat ons 'n videoetjie van gekry het, gaan kyk hom 'n bietjie. En as jy 'n dame is en jy wil graag 'n inspirerende boodskap vir ander vroue gee, kontak vir Maggie op die nommer en dan stuur jy vir ons 'n video boodskap op WhatsApp en dan sit ons dit saam met ander mense in 'n videoetjie. Rekord jou eie video en stuur hom net so vir aan, ons sal hom opsit en edit en alles. En kom ons wys, ons kan as vrouens mekaar ondersteun. Dis waarvoor Vroue Maand is.
Of as jy weet een of ander vrou het ietsie baie goed gedoen en jy wil haar lof gee daarvoor, stuur 'n video. Bring die mooi uitmekaar uit. Ek het 'n gesegde al gesien wat hulle sê, moenie die kroon van iemand anders afhaal nie, skuif hom vir haar reg. Dis wat jy met jou boodskap moet doen. Dit is baie mooi daai. Don't steal someone else's crown. Skuif hom net reg. Dit is baie mooi, ek hou daarvan. So ja, dit is nou die wat gebeur waar in Klerksdorp. Ons nou is dit terug na die ernstige nuus. Voor ons daartoe gaan, ek was gisterand gegaan by KS. KS. KS, Klerksdorp Hoërskool. Ja, KHS. Wat het ek gesê? KHS. KHS. Dis nie wat ek gehoor het, maar Okay, KHS. Wat het KHS gedoen? hulle het 'n drama aangegaan met hulle drama studente en ek was genooi en ek het gedink, okay, ek wil nou sien wat hierdie kindertjies nou gaan doen. What a surprise. Daai kinders is op standaard van 'n regte drama verhoog by 'n amfitheater of iets. Die een kind, ek kan nou nie sy naampie onthou nie, maar hoor jy, hy's baie goed. Hulle het brons gewen, hulle het goud, nee nie goud, en silwer gewen, ek weet nie of daar goud is. Hulle het so baie gepraat, ek probeer alles inneem. Maar hulle het hom vereensellig met Toby Cronje. Wow. Sy toekenning wat hy gekry het hulle gesê, hy is 'n tweede Toby Cronje. Dit wil gedoen word, want kyk, ons ouer mense onthou vir Toby Cronje. Hy was daar maar Absoluut, akteur wat skrik vir niks. hy's 'n rots in die teaterarena gewees en weet wat, hy's nie net op TV gewees nie. Hy's een van daai regte teater tipe ouens nog gewees. Wat my seker die meeste surprise het, is die mense wat gaan kyk het. Kyk, hulle het gasvrouens gehad en hulle tafels gehad en bederf ons tafel het lekker eetgoedjies gehad en ek was bederf met 'n botteltjie wyn, iets wat ek nie eintlik meer drink nie, maar was net lekker wyn. Maar daar was so baie mense, want jy dink drama loop dood en mense dink hulle gaan ondersteun net hulle kinders. Dit is regtig nie net die mammas en pappas wat gaan ondersteun het nie. Daar's regtig mense wat gaan kyk het. En dan natuurlik, ag jy weet, ek het ou baie sagte plek vir die meisiekind Michaela Chatwin. Ek het so 'n klip geneem, ons kan vir hulle wys. Daai is 'n Klerksdorper wat jy moet dopper. Daai dametjie doen iets van Michaela alles. Chatwin. Ons het ook 'n video van haar wat ons gepraat het. Ook. Ja, maar vroeg in ons gesels ja. het ons 'n video gemaak en gesê wat wag vir ons, want so gaan loer daai video as jy nog nie gekyk het nie, maar hou hierdie dametjie dop. Ek sê vir julle, sy speel al klaar 'n paar rolprente. Daar's 'n program op wat op pad is. Ja, daar's twee movies waarin sy gespeel het, waarvan ek weet. En dan is nog in die pipeline goeters. Avontuurjagters. Ja, is ook 'n ding waarin sy speel op via TV. So dit is, ek dink is 'n Klerksdorper wat ons eendag gaan terugkyk en sê sy kom van Klerksdorp af. So nee, ek wil nie sê Charlize Theron nie, want sy weet daar's meer 44 Suid-Afrikaners. So wat Afrikaans praat. Ja. So ja, maar Michaela, baie geluk. Jene, jy het my surprise want sy's die jongste meisietjie en is haar eerste jaar in die drama storieetjie van Gisterand. En dit het nie so gelyk nie, het gelyk as sy al jare daar is. Nee. Maar die rol wat sy gespeel het was eintlik baie interessant, want sy was hierdie cheap cherrytjie wat net wyn drink, jy weet, dit was so goed. Ek kan haar nie so imagine nie. Dis hoekom ons so gelag het, want wat vir my baie opvallend was, wat ek regtig oor gelag het, is op 'n stadium wat sy sluk so uit die bottel wyn en haar ma sit hier langs met sy so, Michaela uit die bottel uit. Jy weet, en ek sê, dis, na die tyd sê, maar hoe drink jy die bottel? Sy sê, mamma, ma leer vir Michaela mooi maniere, maar dit was nie Michaela nie, dit was my aktrise geweest, so dit was baie oulik. Skerp, sy's baie op haar voete. So KS, well done, ek het dit verskriklik geniet, dit was rarig, 'n baie nice produksie. Tweede was baie goed ook. Ek gaan dat ons sommer 2 produksies ek sal graag so iets wil opneem, maar dis baie werk. En dit is 'n bietjie lank geweest. Elke produk, hulle 2 slots gehad. Was 'n pause tussenin. En elkeen so 45 na 'n uur toe gehardloop. So dis 'n bietjie lang opname. Dis kom ek ook net 'n stukkie klip want ek is ook, jy weet, partykeer neem ons dit goed op en dan mis jy eintlik alles wat gebeur. Ja. So ek probeer net 'n stukkie vir ons kykers kry en dan verder wil ek ook self kyk en dit geniet. En ons het gelag in die tweede klip ook, hoor, kykie. Maar die storielyn van die eerste een was baie goed. Dit het daarop neergekom van 'n bully setup, van jaloesie, van girls. Die storie is verskriklik mooi. Jy lag en geniet hulle en dan op die einde wil jy net huil. Want dan gaan dit oor die dogter wat hulle nou getriek het
om in te kom as 'n word verkrag en goeders en dan is dit 'n baie hartseer storie. So mooi geskryf, is regtig is baie nice geweest. Ek het dit verskriklik geniet. So 'n oorspronklike storie ook nog. Dit lyk vir my so wanneer haar ma sê daar was meer vloek en wat nou 'n bietjie om versag. So ek neem aan hy skryf ek sou so 'n bietjie meer inligting kry. Ek het nie al die inligting nie, maar ek wil nie regtig 'n navorsing nou oor dit doen nie omdat ek soveel die kinders in geniet het, jy weet, dan kan ek dit dalk vergelyk. En ons het al ons vingers in soveel pies. Ja, ons kan net by soveel uitkom. So Nou, ja, kom ons gaan jy begin by die ernstige nuus toe. Ernstige nuus, maar 'n ernstige saak. Hoeveel mense ken julle of weet julle van wat se huis afgebrand het? Dis ongelukkig is dit een van daai dinge in Klerksdorp in die laaste jaar alleen. Weet ek van minstens 6 gevalle dink ek wat ons nou op brande gehad het. Okay. Kom ons doen mens 'n jaar, laaste jaar en 'n half. Is al 6 brande gewees waar mense of gedeeltelik of heeltemal hulle huise verloor het. Wel, ons munisipaliteit is bankrot, Ja. maar vir een of ander rede het hulle besluit om saam met en dis miskien 'n goeie daad vir hierdie persoon ensovoorts, maar hoekom een persoon uitsonder en nie ander nie? In 2023 het die huis van 'n meneer Jas afgebrand as gevolg van 'n wat hulle noem 'n candle calamity. So dan die kers het Die kers het gesmelt. en ja, hulle het alles verloor ensovoorts. Maar met 'n sponsorship van SAM, dis nou die Spectrum Utility Management en City of Matlasana, het ons councillor, ons mayor, Die nuwe. ja die nuwe ene, Frikkie Matlope, Fikile, 'n nuwe huis en huisraad oorhandig aan die Huisraad Jas ook, let wel. Huisraad ook, kaste, beddens, die works wat hulle nodig het. So Okay. ja, ek sou graag wil sien dat hulle doen vir ander mense in die dorp ook en nie net vir een spesifieke. Buite net dit, ek kan net nie verstaan waar kom daai geld vandaan. Waar kom my geld vandaan? Nou, verlede week op die 27ste. Dis nou in die vroeë oggendure en ons weet nie wat vroeë oggendure is nie. Ons neem nou maar af aan dit is iets tussen 2 uur en 4 uur in die oggende daar. Op die 27ste is daar 'n skietery gewees in Kanana. En in extension 13. Ongelukkig is daar 7 mense op die toneel doodgeskiet. Een vrou en 6 mans. Blykbaar het daar 'n klomp mense daar opgedaag en Net by die tavern mos. ja, by die tavern opgedaag en gesoek na Basutos. Soos ek verstaan. En toe net skielik begin losbrand en mense. Ja, ek verstaan, hulle het net losgebrand. losgetrek en net geskiet. Soos dit hulle sê dit gelyk soos 'n movie, 'n oorlogmovie. So, Ja. Nou daar is die 7 mense daar doodgeskiet en toe ongelukkig is 'n klomp mense beseer waarvan toe nou nog ene later beswyk het in die hospitaal. En ja, dit is nou jammer dat sulke dinge moet gebeur in Klerksdorp, soos ons vroeër gesê het. Klerksdorp raak the Wild West. Ja, een van die dag ons boete, kyk met die potholes, en ons paai wat lyk soos dit lyk. Ons regtig net met een van die dae ons boots en ons hoedens nodig en nie ons van perdekarre. Ja, Moet sê my ma probeer hulle dis- dinge dis af. dinge raak wild. Jy sal werk hard met die potholes, maar dit wen nie hoor. Maar nou moet ek ook by sê dat daar is die munisipaliteit het nou hierdie ding uitgereik waarin hulle we wish to express our condolences to the employees the family of the employees want twee van die employees van die munisipaliteit is blykbaar betrokke in hierdie skietery. O, so die twee wat hier oorlede is van die munisipaliteit was by die tavern ook. Hulle was by die tavern gewees. Okay. Daai tyd van die oggend by die tavern. Okay. En dis meneer Ben ek gaan nie van probeer nie en die ander ene is meneer Moja Lefe ook Zakia. Ek gaan nie van hulle nie probeer nie, maar ja. Okay. So die twee manne is ongelukkig daarin betrokke gewees. Hulle is munisipale werkers gewees. 'n baie ernstige saak. Hier kom die munisipale goed waaroor ek wil praat. Op ons City of Matlasana Municipal Updates is daar nou hierdie ding gewees wat hulle noem Do the right thing, pay your municipal services. En die prentjie lyk so, ek gaan hom vir julle daar op skerm ook sit. Wat hulle sê, I am responsible, I pay for my municipal services. Is dit 'n poster? Dis 'n poster! O. Kan jy dit glo? En dan sê hulle, do the right thing, pay your municipal services. Your municipality needs your support as a responsible citizen to improve your service delivery. Ek wil net weet,
As ek nou nie betaal nie. Ekskuus nee, maar ek dink aan wat jy gesê het laasweek jy raak so ja, dis 'n besig. Nou sit ek en dink jy raak so opgewonde. Ja. Dat dit lyk as Ja, maar luister nou. ek kon dit nie mis nie. Jy moet luister wat ek nou hier sê. Oupa praat. O nee. Ons weet hoe dit gaan. As ek nie my munisipale rekening betaal nie, wat gebeur? Eerste ding gesny. Eerste ding wat gebeur is dit word afgesny. As jy nie jou krag betaal nie, word dit afgesny. As jy die water betaal nie, word dit afgesny. So hierdie poster, vir wie is dit? Ja. Is daar mense daar buite wat nie betaal nie en daarmee weggaan? Maar hulle verwag ons moet die hele tyd nog betaal wanneer en hulle sê doen jou deel. Wanneer doen hulle deel? Dis my volgende vraag, net so. Weet, be responsible, fix a pothole. Be responsible, fix a traffic light. Yes, ons traffic lights is. Dit raak erg. Nou begin nou, het jy gesien hoe baie in plek van, want kyk, hulle steel die pale nou, het jy dit agtergekom? Dis die ergste van alles is. Never mind, hulle het in die begin, het hulle by die verkeersligte wat nou nie werk nie, dan steel hulle die verkeerslig bo. Ja. En Nou is dit raak die hy weg. paal. Nou steel hulle al die pale. Jy kry nou net stoptekens, en tydelike Hulle stoptekens. draai daai pale af met pipecutters. Ja. Poef, weg. Dis hartseer, rarig, julle. O nee, ek weet En ons nie. praat nie van 'n paaltjie nie. Ons praat van 'n Paal. ordentlike Dis 'n paal, 4 'n mm. geel flippend paal. En hy's geel, jy kan hom nie eens mis nie. Nou hoe loop hulle nou daai pad af met hom heel oor die skouer? Niemand sien dit nie. Ek kan nie dit verstaan nie. Presies. Waarheen gaan hulle met daai paal? Dan moet iemand hulle raak sien en sê, "Waarheen gaan jy met daai geel paal?" Okay, en as hulle hom nou verkoop, hoekom daai ou laat weet nie? Luister, hier het 'n traffic light gekom. Doen nie regte dinge as 'n citizen. Die scrapyard wat hierdie goed aankoop, die recycle Ja. maatskappye, as daai paal daar aankom en hy's geel en hy lyk soos 'n verkeerspaal, Jy kan dit nie mis nie. bel die polisie en sê, "O, ek het hierdie Ja. ou gaan 'n bietjie besig hou, kom haal hom." Ja. En vra vir hom waar kry hy hierdie paal? Presies. Maar ja, unfortunately, It's not gonna happen. ek voel dat baie van die recyclers nie verantwoordelik optree nie. Hulle koop goed wetend dat dit suspicious is. Dis hartseer want hulle Dis kry hartseer, ja. hulle help in die En glo my, ek eintlik. was in die recycling industrie vir 'n kort rukkie, maar ek het agtergekom dat as jy nie saam met die maffia groep speel nie, dan werk dit nie. Ek het 'n recycling lisensie gehad. Kyk, hy word elke 2 jaar uitgereik. Ek het 'n lisensie gehad daarvoor met scraphandel. Dis nie sommer net maklik om te kry nie. Ja. Jy moet deur vreeslike hoops spring en ek het 'n sertifikaat en permit gehad. Maar toe kom ek agter, dis 'n maffia. Maar ons praat nie verder daaroor nie. Ja, maar Anyways. ongelukkig die dealer so goed soos die steler. Dis al wat ek wil sê. Dis hy. Nou, net voor COVID in 2020, in Februarie 2020, is 'n man gearresteer. Julle gaan miskien nie so lank terug onthou nie, maar daar was 'n vreeslike storie gewees in die nuus oor hierdie reeks verkragter. Cabello Anderson Tserema, 43. Hy's tot lewenslange tronkstraf. Nou eers. Uiteindelik, want dis 'n vreeslike ondersoek gewees want hy's aangekla vir 11 counts of kidnapping en rape. Daar's minstens 10 aanklagtes van verkrachting en dan ook Wat ek 12 natuurlik counts voel- van robbery. Wat ek natuurlik vir so baie ligte straf. Al is dit lewenslank want hy gaan lê nou daar in die tronk lekker. Hy Skryf nie kos. hy gaan letterlik elke oggend ontbyt kry terwyl daar 'n klomp mense daar buite is wat nie eens weet hoe lyk ontbyt iemand hulle kan dit bekostig. Ja, en hy gaan nie 'n skuldgevoel hê oor die seer wat hy daai Nee. mense aangedoen Nee, het nie. So dit is my ek wens die doodstraf wil terugkom. Dis regtig my Ek wens, eerlike opinie, ja, maar ek voel, maar ja. it's not gonna happen. Julle onthou seker die storie van die 65-jarige man in Elandsheuwel wat vermoor is. Laasweek. Ja, deur die Donderdag. 3 mense. En dit het nou uitgekom dat 2 van die mense van die groepie van 3 wat hom vermoor het, is Fisies vroue. in die huis of In die huis Ja. is vroue. So, dis 1 man en 2 vroue wat die ou oom vermoor het. Maar daar's 'n totaal van 7 mense nou gearresteer, want blykbaar is die ander klomp ook betrokke gewees op 'n manier
Seker maar kyk. Dit gaan nou nog uitkom. Blykbaar Kywie gehou en gehelp met goed wegdra, gesteelde goedere in hulle by hulle gevind, insluit in die wapen. oom se wapen. Ja. So ek dink dis 'n storie wat ons nou moet dophou. Hier gaan nog interessant. En dit raak my erg. Kyk, ek bly daar in Elandia se kant en ons het mos nou maar ons ou groepietjie daar wat buurtwag groepietjie en hulle deur die nag nou weer ergens, ek dink Potterstraat of iets, het hulle ingebreek en die security camera het gewys waar hulle het nou by 'n ander plek ingebreek, maar die buur of wat ook al se security camera wys waar loop hulle met die TV groot Rustig in die straat. in die nag Lewensgroot. En almal kan dit en sien. hulle gesig is duidelik. Hoe word hulle gevang? Dit is skrikwekkend. Maar dit voel vir my of ons bietjie getarget word daai kant, ek moet eerlik vir jou sê, daar gebeur dinge deesdae was 'n Dis rustige asof beertjie. daar 'n groep die steelbendes Ja. skuif van plek Plek tot tot plek en hulle het plek, ja. agtergekom, weet jy wat? Hier's min sekuriteit, hier's min buurtwag, Die mense is te hier's min chill hierso. sekuriteit en so voort, ja. En hier's nog huisraad wat gesteel kan word, maar Ja. die res huisraad sal alles opgesteel. Sit en wag nog vir die versekering by te betaal. So ja, ek weet nie. Hier kom die polisie. Ja, 'n man is gearresteer met die naam Hugo Stevenson. Hugo Stevenson. Hy het blykbaar in Junie 2023 is 'n voertuig gesteel, 'n Chev Aveo. En ja, hy's nou gevang met hierdie voertuig op die 23ste Julie. Okay. En ons gaan nou maar wag want die saak is uitgestel na die 29ste toe vir bail application. Het hulle 'n bel gekry? Ek weet nie, ongelukkig dis nie in die statement nie, maar ons gaan maar die saak dophou want iewers sal dit weer uitkom. Maar Hulle as kan deel dit van nie maar release nie. Maar as deel van die storie in die statement het hulle ingesluit 'n sekere karakter hierso. Ek gaan hierdie naam probeer uitspreek. Najibo Bugiraram Amabugugu. En Elvis Emmanuel is gearresteer vir truck hijacking and kidnapping committed on the N12 near Stilfontein earlier this month. So Dis hoekom ek elke week lag. Almal vra my altyd, Maggie, jy lag so lekker op die nuus. Maar hulle verstaan nie hoe ek my wil skeer vir hierdie name wat jy se probeer pronounce nie. maar toe het hulle nou nog 'n karakter gearresteer. Maggie, jy moet hierdie naam hoor. Rapu se letso lepele. Dit lyk soos lepele. Lepile. Lepele. Ek was spyt oor die name wat my ma my gegee het, maar vandag is ek dankbaar, né? Ai, jene. Maar nou die ding is, hoekom dit nou vir my interessant is, hy is gearresteer en aangekla van perjury. Okay. Nou, perjury is, jy lieg vir die polisie. En Wat verwag jy met daai naam? ja, maar waaroor het hy gelieg? Hy het gereken, sy kar, wat 'n Ford Fiesta is gehijack. Okay. Maar, toe kom het uit, the vehicle is linked to a business robbery allegedly committed in Orkney. Oh, goodness. So, kom ons spekuleer 'n bietjie. Het hy gesien, o jene, hulle gaan agterkom, my kar is gebruik in hierdie diefstal of in hierdie robbery. Of hulle gaan dink is ek wat dit miskien gedoen moet- het, Ja, of- so miskien moet ek net sê, my kar is gehijack. Toe nou nie uitgewerk nie, né? Nou, so gepraat van hijacking. Het jy gesien hoe gaan dit op die pad tussen Hartbeesfontein en N12? Ja. En ek praat nie van kom ons begin eers oor die een. Die voertuig wat so 'n bietjie gaan lê het. Ek dink weet jy Dis nie net 'n voertuig, was 'n massiewe Okay, dis 'n trok. Daar het 'n groot tanker trok, 'n diesel tanker trok met op sy sy 44.000 liter diesel. Jy's goed met jou nommer. Dis baie liter petrol. Nou, kom ons vat dit teen R26, 26, R27 per liter. Dis baie geld. Dis baie geld. Dis baie geld wat daar uitgaan. Maar die hele pad was toe. Die mense kon nie eers so. ja, hulle kon verby nie so hy het op 'n manier daar gaan lê en hy is die hele pad vol. Dis blykbaar so 5 km aan die ander kant Bono op pad Wolmaranstad se Dis hy. kant. Maar op die pad tussen baie vol om deesdae. ja, en hoe het hy omgeval? Nou, ek weet nie. Ek Maggie, het jy gehoor van die geval van die trok tussen Hartbeesfontein en Klerksdorp wat beroof is? ek het die video gesien. Blykbaar ja, kom ek wys hier's 'n stukkie van hierdie video. Ek gaan die video aan die kant wys.
Die trok het blykbaar gaan staan langs die pad. En toe het Hy het onklaar geraak. ja, het ontklaar geraak. Dis 'n baie mooi woord. Nee, kraak baie. En luister, dis nie van die gesels nie. Ons gesels net. Ons gesels net en ons gebruik groot woorde. Ons raak nou Afrikaans, suiwer Afrikaans. Ons raak suiwer Afrikaans. Soos hulle dit sal sê, suiwer Afrikaans. Toe het hierdie voertuig ontklaar. Oh nee, dit klink nie lekker nie. Okay, anyway. Die kar het gaan breek, die trok het gaan Die breek. trok het gebreek. Toe gaan staan hy langs die pad en toe het hulle insleepdiens Impala daarop gedag, maar in die meantime het mense begin opdaag Ja. wat die voertuig beroof. Hulle skeer die seile Af. en haal alles uit. En hulle dra. Hulle dra dit weg. Die trokbestuurder sy helper, die ou wat van die Impala afkom, hulle kan niks doen nie. Want ons Hulle sal lewens in gevaar stel. hulle stel hulle lewens in gevaar. En ek kan verstaan, baie mense het in die kommentare verskriklik lelik geraak en gesê, hoekom nie? Help die ou van die Impala hulle nie. Weet jy wat, as ek 'n persoon is van 'n insleepdiens wat daar opdaag om iemand te help, Sien lewe. is ek daar om iemand se voertuig weg te sleep. Ja. Nie om hulle te help Dis jou lewe werd. Jy gaan nie, dis jou lewe nie werd nie. En ongelukkig dis die wêreld waarin ons nou lewe. En ons gaan op 'n punt kom waar as jou vrag vir jou belangrik genoeg is, gaan jy letterlik 'n sekuriteitsvoertuig agter Saam met jou laat ry. Saam met jou ry om jou vrag te beskerm. Maar dis my so funny toe ek die video kyk, dit is nou weer Maggie se mind. Toe ek die video kyk, toe dink ek, kyk as jy nou wil hê hulle moet iets verniet skoonmaak, dan is dit binne 'n sekonde so. Maar los hulle nou in 'n park waar hulle 'n party het. Ja. Ag, hulle kan nie eens daai papiertjie na asblik gooi om skoon te maak nie. Dit is so sad. En weet jy wat, daar's dis al die mense in Suid-Afrika, ons gemeenskap raak keelvol daarvan. Ja. Tot hierdie karakter wat hier 'n comment gelos het, wat gesê Vusi Nkambule het gesê, the ANC constitution tolerate this nonsense and companies are not expected to do anything, not even police. Hy skryf 'n bietjie snaaks, maar ek verstaan wat hy bedoel. Wat hy probeer Dat, sê, ja. Mense mag niks doen teen hierdie mense. Nie eers die polisie nie, want hulle word En dis beskerm. hoekom 'n versekering raak ongelooflik hoog. En die mense kan nie aldag meer deur die versekerings bekostig nie, hoor, dit want is. hulle weet wat gebeur in Suid-Afrika, hulle weet hoe word hulle kan nie meer aanhou so uitbetaal nie. So hulle begin hierdie massiewe paemente verwag. En die ouens kan dit nie meer bekostig nie. Ja, Dit dit is raak erg. Dit as is 'n mens kyk hoe- snowball eintlik. Ja, as ons kyk hoe die versekeringspremies al opgegaan het, Baie. vertrokke en hierdie tipe goed, dis Selfs iets jou absurd. huis. Ja, huisversekering. Dan Klerksdorp tiener steeds vermis na sy uit kinderhuis wegloop. Hier is 'n baie ernstige geval en weet jy wat, baie mense het spekulasie, baie mense het kommentaar, lelike kommentaar. Lelike kommentaar. Maar ons moet onthou, 'n kind bly 'n kind. Of hulle nou stout is of nie, of dit 'n ernstige geval is of nie, 'n kind bly 'n kind en 'n kind is 'n lewe bly 'n potensiële gevaar. En so baie mense sê, ja, maar as mense nou vir hulle vra, maar waar is die polisie saaknommer? Dan kom hulle terug en hulle sê, ja, maar die polisie het gesê ek moet 24 uur wag. Dit is absolute bog. Moenie laat enige polisieman vir jou sê jy moet 24 uur wag nie. Daar bestaan nie so ding in Suid-Afrika nie. En as 'n polisie lid vir jou sê jy moet 24 uur wag, dan Spring oor sy kop. skakel jy hierdie nommer aan die onderkant van die skerm wat ek hier gaan sit. Dit is die polisie crime complaints line. Terwyl jy in die aanklagkantoor staan, skakel jy hierdie nommer nie. Jy sê vir hulle, hierdie polisielid met hierdie by hierdie polisiestasie weier of my 'n saak oop te maak vir 'n vermiste persoon. En ek gaan hier by sê wat Jackie Thomas, sy's nou die direkteur en stigter by The Pink Ladies. Sy het gesê, The Pink Ladies raai mense aan om wanneer iemand vermis word, of iemand voel dat daar iets fout is, of dat iets met hulle gebeur het, in gedagte te hou dat daar geen wagtydperk is om die polisie te nader nie. Daar's dit. Daar Dit sê is sy waar. dit. Sy is direkteur van die Pink Ladies. Ons ken nie almal ken en vertrou die Pink Ladies. So, So, jy ken jou persoon, jou mens, jou geliefde wat ek al se patroon, se lewenswy. Jy gaan weet of is hulle dalk net vir 'n rukkie te lank in die pub of is hulle regtig weg. Moenie op dit wag nie, want in daai tydperk wat jy wag,
kan lelike dinge gebeur. Het jy gesien van daai kar wat op sy kop gaan lê daan? Maggie. Nou, niemand weet presies wat daar gebeur het, maar in Elands is dit Elandsheuwel. Dit is Dis 'n meer leemhuisstraat. Songloed se kant dink ek. Meyringspark. Ja, is eintlik meer Meyringspark dalk. Kom ons sê maar in elk geval in Leemhuisstraat het daar nou, is dit eergister of gister? Gister. Met die dak. Kar op sy dak gaan lê. Weet jy of hy moeg was en of 'n papwiel gekry het. Maar dis Dis seker weer 'n ons gaan pothol. spekuleer oor wat maar dit kan tot wees dat hy deur 'n baie diep pothol en net onderste bo Tipet. So mooi in die middelman. Kom. ja, of het hy dalk uitgedraai vir 'n 60-60 motor. Ons weet nooit hierdie goeters nie. Ons kry nooit kan weer draai. verder in nuus daaroor nie. Ja, hulle gooi dit vinnig. En dan wil ek nou net geluk sê aan Tinus Marits, nog 'n Marits. Hy's 19 jaar oud en hy's ingesluit in Suid-Afrika se span vir die grondpad fietsry byeenkoms in België om ons te verteenwoordig. So Tinus, Dis basies Well done. Offroad fiets. ja, maar dit is 'n bergfiets. Bergfietsry. Ja, ek nog is 'n bergfiets. Grondpad So, fietsry byeenkoms. Ja, grondpad. Dis nie noodwendig bergfiets nie, maar Wat is dit? maar dis ja, hulle gaan nie oor berge en dale en Ja, maar ek dit bedoel dis daai grondpad. grove, ja, vir my bergfiets is alles wat grof is. Maar net van die mense wat nou nie weet nie, het jy al met so breewiel fiets probeer ry op 'n grondpad en die vange vinnig gedraai. As jy nie weet hoe om daai draai te vang nie, is dit Ek is lief vir my velle. Met So die ek sal nie so velle verloor. kyk dit raak ek is op 'n ouderdom dat ek nie meer wil onnodig seer kry nie. Ja. Ja, ons is van daai mense as jy by die huis kom, wil jy gemaklike skoene hê. Hulle moet Pyjamas? Pyjamas. Ek mag dit nou nie hier sê nie, maar Mag die eerste ding wat gewoonlik by vrou vlieg is die bra. Ja. So ja. Maar anyway, ja, mense hoe ouer jy word, hoe meer gemak soek jy en dis nou eintlik waar die lewe gaan en ek kyk partykeer die mense baie amusant aan wat uitgaan en gaan kampeer en 'n dingetjie op 'n braai of 'n stoofie daar buite wil gemaak in middel van die veld in die ijskoue ysbeer Ja. middel Winter. Junie winter en dan noem hulle dit kampeer. Nee, dit is Dis straf. ek noem dit eksklusiewe hoboing. Dis straf. Dis eksklusiewe hoboing. Hoorie, maar dit raak 'n dier storie om te Dit raak gaan baie kamp. dier Dis nie storie. meer so Ja, goedkoop nee, nie, hoor. Kyk, in die ou dae het ons gaan kamp, het die arm mense gaan kamp. Ja. Deesdae is dit die ryk Ryk mense mense, wat gaan soos kamp. afval. Die ryk mense eet afval waar die arme mense destyds geëet het. So ja, van my kant af dink ek het ek alle nuus gebring wat Dis wat ek raak gesien het. En vir die mense wat dalk nou vanaand daar by Maryland gaan kuier. Ons behoort mekaar dalk daar raak Ja, te loop. daar- Ek beloof niks nie, want gewoonlik wil ek na 'n plek toe gaan, dan gebeur daar weer iets anders of iemand anders nooi my deur die dag. Ja. En ek probeer regtig oral wees. Kyk hier dit laasweek ou Willies, ek het nie eens van dit gepraat, daai klankmense wat die Ja. kompetisie gehad het. Well done, was dit 'n goeie opkoms ook daar? Dis die manne van DS Sound wat dit daai Ja, gedeelte David Erasmus. Daar's hy. Ons gaan weer seker hierdie naweek oral vol wees. Soos wat tyd ons toelaat. Ek wil deesdae sê soos wat Petra my toelaat. Ja. Ja, want kyk jy's op en af. En dan wil die mense drink goue ietsie. Dis Ek die kan nie ding. 'n ietsie drink as ek na die volgende event toe moet gaan want ek's bang daai speak-up gaan hierdie ietsie my aftrek. Exactly. So ja, maar ek probeer maar weer stop oral. en sit. En as ek dit ja, ek gebruik Terwyl ek staan is ek nog gekry, maar daai oomblik as ek Sit. dan sit ek. Ja, en ek kies ongelukkige event vir alles iemand my voor die tyd eers vra, dan probeer ek commit tot hulle. So dis waar ek afsluit, dis waar ek my dag afsluit. En ongelukkig as dit by bikers kom, Ek gaan daarheen brothers. waarheen mense my deesdae lok met lekker iets om te eet. ja, jy like die eet Veral gedeelte. as daar bacon betrokke is. Ja, nee, kyk, weet my varchoppie van sy foto het gister baie lekker. Daai was 'n baie lekker Dit het baie varchoppie lekker met die potato bacon te Partyte boor by. gebraai. Ek het amper vir gesê berg my stukkie tot ek môre kom. Ek dink dit gaan baie voorbarig wees, maar ja, vlieg my storieetjie is nee, uit. julle dan gaan ons julle volgende Vrydag weer sien. Julle moet 'n baie lekker week hê en onthou, daar waar jy gaan kuier, dink voor jy drink. Julle moet 'n lekker naweek hê. Ek gaan nie weet Over and out. daar's hy oor. Ek het 'n hele paar goedjies in hierdie video wat ek wil uithaal. Daar gaan ja, ons het baie gepraat vandag. Ooh, jene. I Daar's hy. know. Okay, laat ons gou net die recording stop.